Hy sê hy nie. Ons is nie geroep alleen te leef, maar om saam te beweeg. Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van God wat ons lei, verenig en stuur. Ons is baie gawes, maar een liggaam. Nie 'n skare nie, 'n familie. Nie stilstaande nie, gestuur. Hierdie jaar beweeg ons saam as een vir die koninkryk. Een Gees, een hart, een familie. Een missie. Kom wandel saam as een. Amen. Ek het nou baie beter reaksie verwag as dit. OK, kom ons sluit af met gebed. Ag, kom nou tegnologie. As sy. So dis ons jaartema en ook het ons 'n 3 weke preekreeks. En ons het hierdie jaar die voorreg dat die laaste preek van die preekreeks gaan pastoor Renier kom preek. Want hy het gevoel julle het bietjie iemand anders nodig om ook voor te luister. So as jy nie weet wie pastoor Renier is nie, hy is die sekretaris-generaal van die Volle Evangelie Kerk in Suid-Afrika, so beteken hy tweede in bevel. En ek is sy nommer. En hy like my so bietjie, maar so dis 'n groot voorreg, maar volgende wil ek met jou gesels en ek gaan vir ons 'n oorsig gee dat julle 'n bietjie meer verstaan waar kom hierdie vandaan. En hierdie jaar het die Here ons gechallenge en hy het al my admin skills gebruik. Oktober laas jaar. So ek het niks nou oor nie. Want toe moes ek baie tik en baie beplan en dis so 'n pakkie wat ek vir die span voorgelê het en gesê het, hier is ons jaartema. Opgebreek in 4 kwartale en ons gaan hom hanteer deur die hele jaar. En ons het die oggend 9:00 begin met ons vergadering en ons was 6:15 die middag huis toe. Hoekom vertel ek vir jou dit? Want ek wil vandag vir jou sê, as ons hard werk, ons as bedieningsspan, hard werk aan dit wat die Here wil doen in hierdie kerk, hierdie jaar, en ons tyd insit en ons beplanning doen en volgens sy Gees gelei word, wil ek vandag vir jou sê, is jou werk om te volg. Nee, julle is verkeerd. Dis jou werk om dit saam ons te doen. Ek vang ek julle almal. Julle almal sê ja, nee, dis ons werk. So hierdie jaar praat ons oor as een. Nou wat beteken as een? Dis een gees, een hart, een familie, een missie en ons beweeg saam. Nou gaan ek vandag 'n paar goed met jou deel want ek dink ons leef in 'n tyd wat alles en mense uitmekaar getrek word, menings, agendas, seer, egos, vrees, wat ook al dit mag wees. Maar ek wil vandag sê dat God se Gees doen altyd die teenoorgestelde as dit wat die wêreld bring. Want jy sien, God bring by mekaar, hy bou eenheid en hy laat 'n liggaam as een beweeg. Nou, hierdie jaar wil ek vir jou sê, is ons jaartema nie 'n baie mooi slagspreuk nie. Ek het nou so hard gesing, my keel is weg. Dis nie net 'n mooi slagspreuk nie. Want is cute om te sê, as een! Woo! Nie dat julle dit gedoen het nie, by the way. Maar dan raak dit 'n slagspreuk. As ons sê ons wil beweeg as een. Want ek wil vandag vir jou sê, hierdie jaar word die Here op 'n plek kom dat hy kom verklaar dat dit is jou roeping, jou leefstyl, jou geestelike posisie om as een gees, een hart, een missie en een familie te beweeg. Ag Here, ek gaan dit alleen doen. Hier is nie 4 los idees nie. Dis eintlik 'n beweging van God. Hoekom sê ek vir jou hierdie? Want ek wil vandag vir jou sê, of jy dit nou wil weet of nie. In die Engels het ek 'n berig gekyk en 'n video gekyk en hierdie ouens het baie goed gesê en die een ding wat hy gesê het was die volgende. Hy het gesê, the church is divided. Ek weet nie van jou nie, maar jy moet gaan kyk, die kerk is verdeeld. Want ons almal wil ons eie paleisie hê en ons eie dingetjie hê, nê?
Ons almal wil tog 'n plekkie hê om iets te doen en spotlight te hê en alles. En dan gaan dit nie meer oor die Here nie. Dit gaan oor wat ek wil hê, wat ek kan doen en hoe my platform lyk. Ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat die kerk weer minder chiefs kry en meer Indians kry. As jy weet wat beteken nie, minder base en meer volgelinge. Want jy sien, ergens het ons dit verloor deur te kom sê, nee, ons kan dit so doen, ek dink dit is 'n goeie idee. Ek's bly dit is 'n goeie idee, maar is dit 'n God idee? Want jy sien, 'n goeie idee lyk goed, ryk goed en vertoon goed, maar is glad nie volhoubaar nie. En is tyd dat die kerk hier op 'n plek kom dat ons weer weet waarvoor ons geroep is. Dis weer tyd dat ons as kerk, nou onthou nou ons praat nou van die globale kerk, né? Dis tyd dat ons as kinders van die Here wat gevoer word deur die Heilige Gees weer op 'n plek kom wat ons kan kom verklaar. Ons doen dit vir hom. Ek wil vandag vir jou sê ek het vir jou baie slegte nuus. Ek trek nie mooi aan en ryk lekker en lyk mooi vir jou op 'n Sondag nie. Sorry om Dion. Ek doen dit vir een rede. En een rede alleen, want dit is 'n afspraak met my koning. Dis 'n afspraak met koning Jesus wat ek nakom. En ons hoofskrifvers vir hierdie jaartema is Efesiërs 4 vers 1 tot 10. En hy's nogal heftig. Maar ek wil hê julle moet hoor wat hy sê en ons het al baie dit gepreek in die kerk toe die Here vir my die skrif gee. Toe sê ek, "Jesus Here, ek dink hulle ken hom uit hulle kop uit want ek verwys nogal baie terug na hom toe." En toe sê die Here soos ek wil julle iets leer. So hy begin, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wie weet hy's geroep? Julle almal se hande moet opgaan, by the way. Wie weet presies hoe om daarin te wandel? Hoekom nie? Want jy sien, ons wag vir daai lepeltjie purity. Hier kom die helikoptertjie, sê Nee? Hy sê, ek roep jy om waardig die roeping waarmee jy geroep is. Hoor gou hier, en hier kom die moeilike deel. Want jy sien, baie keer is ons vinnig om in ons roeping in te hardloop, ons is vinnig om in te stap waarvoor die Here ons geroep het, maar ons vergeet van die tak, oor hoe ek dit moet doen. Hy sê, met alle nederigheid, sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ek nie amper sê ek nou iets wat kan bly. Ons is baie keer, vergeet ons van die liefde, en ons deel word jaloesie. Nou ek is jaloers op wat daai jou doen vir die Here, of sy verhouding met die Here, of dit wat hy beleef het. Dan wil ek vandag vir jou sê, dan vergeet ons daarvan. As jy wil weet hoe om mekaar in liefde te verdra, ontmoet iemand wat net so geroep is en sterk geroep is soos jy, en jy moet vir hom sê, ek wil sien hoe jy groei, en ek worry nie oor presies waartoe ek op pad is nie, maar dit is vir my belangrik om te sien dat jy daar uitkom ook. Jy sien, baie keer raak dit so bietjie van 'n selfsugtige situasie, waar ons onsself bevind in ons roepings. En hy sê, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Genade. Daar's mense wat baie keer nie kerk toe kom nie, of op die ander kant van die kerk sit as gevolg van die ander persoon wat daar is, want ons kan mekaar nie verdra in liefde nie. Daar's mense, en hoor my, wat na 'n diens so gaal sal braak oor die kerk, dan vra ek myself, wat maak jy hier? Ek wil vandag vir jou sê, die oomblik wat ek en jy praat, en dit is nie op my gemik nie, wanneer ek en jy praat, oor iets wat die Here kom doen het, en jy het aanstoot in jou hart geneem, is dit nie noodwendig die persoon wat die aanstoot gegee het se skuld nie. Ek kan jou vandag sê, ons mis ons roepings en ons mis ons goeders, want ons wil baie keer te raak gesien word, ons wil baie keer vergeet van die eenheid in die Gees, en ons wil op 'n plek kom, wat ons wil kom galbraak, oor dat ons nie op 'n plek kan wees om te doen wat ons moet doen nie. En dis hoekom die kerk gebroken is. En nou hoor nou vandag, ek praat nie van net ons kerk nie. Hallo, asseblief, maar nou gaan nog van julle uitstap. Hoor gou wat ek sê. Hallo, kom in. Ek wil vandag vir julle die volgende sê. Die kerk het kerklose mense, omdat hulle seer gekry het in 'n sisteem. En dan gaan hulle weg,
En dan wil ek vandag vir jou sê, the moment you go away, en jy wil jou roeping uitleef, maar jy het rebellie in jou hart, God kan nie rebellie seën nie. As jy hier sit en jy is kwaad vir my, kom sorg dit met my uit. Want God kan nie rebellie seën nie. Ek kan vir jou bid en spoeg en plak en alles doen. Ek wil vandag vir jou sê, dit is tyd dat die kerk weer opstaan vir die feit dat God se gees en die eenheid van die gees moet wandel. Dit beteken ons moet dieselfde praat, ons moet dieselfde dink, en ons moet dieselfde liefde hê. Dis eenheid. Maar nou stap mense uit kerke uit, en dan sê hulle pastore of dominees, of waar kan hulle self bevind, dan het hulle iets te sê oor hoe hulle dit doen. Ek het in die week met iemand gepraat, toe sê hy vir my, jy sal nie glo dat die pastoor van ons het hierdie week so en so, ek sê vir my, ek wil nie verder luister nie. Hy sê, hoekom nie? Ek sê, want eerstens praat jy teen iemand wat die Here geroep het, baie gevaarlik. Nommer 2, is jy besig om die stelsel en die planne wat die Here hom gegee het, in betwyfel te kom, so beteken as jy nie daar moet wees nie, gaan weg. Hy sê, wat bedoel jy nou? Ek sê, jy sê daar om nuwe kindernuus te kry, gaan na 'n plek toe waar jy die Here wil dien, en op ons kinders soek, want kinder gaan jy nie in die hemel kry nie. Jy gaan vir almal vertel, hulle het gegaan. Dis al wat gaan oorbly. Sorry, daar was lelik. Hy sê, dis een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God, een Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Nou, ek betwyfel nie daai laaste deel. Ek betwyfel dit so bietjie. Want daar is iets in baie mense, dis nie noodwendig dit nie. Ek vertel hierdie storie gereeld. In Amerika as hulle die mense vat om valse note te erken en uit te ken, leer hulle nie hoe lyk al die valse note nie, hulle leer hulle hoe lyk die regte noot. Dat hulle weet hoe hy voel, hoe hy ruik, hoe hy lyk, hulle bestudeer net die regte noot. So hulle kan dadelik 'n vervalste noot sien, as hulle net aan hom vat. Ek wil vandag vir jou sê, is tyd dat ek en jy so agterkom, wie is die regte Heilige Gees? En wat sê die Here? En wat sê die woord? Want ons word so mislei deur 'n klomp goed en 'n klomp vals leringe en 'n klomp vals dinge, omdat ons nie die waarheid wat hier binne staan goed genoeg ken nie. Ek het al snaakse dinge in my lewe gehoor. Want daar's nie in almal se geestelike woordeskat noodwendig net een Here nie. Julle sal vir my lag, is die waarheid. Daar's nie in almal een doop of een geloof nie. Daar's nie vir almal 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees nie. Dan vra ek myself, wat is dan in jou? Want hy praat van hierdie, waar daar een Here is, een geloof, een doop, een God, een Vader, wat almal en oor almal en deur almal en in julle almal is. Dan sê hy, maar aan elkeen van ons is die genadegawe gegee volgens die mate van die gawe van Christus Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, daar is nie 'n gawe soos doom spuit nie. Jesus het nie doom gespuit nie. Hallo? Ja, amper sê ek nou iets, ek sal my werk verloor het nou. As 'n klomp dinge wat die kerk gedoen het om die mense tevrede te stel, sodat die mense gemaklik is, wat nie in my Bybel staan nie, wat nie 'n gawe van Jesus af is nie. If Jesus didn't do it, there's no such gift. Hallo. Want Jesus kom sê, julle sal alles wat ek gedoen het, en nog meer doen. En wat het ons as gelowiges gedoen? Ons het daai meer gedoen en ekstra staf bygesit, wat nie in my Bybel staan nie. Hy het gepraat oor die feit dat julle sal ook wonderwerke doen, meer as ek. Julle sal ook vir siekes bid en krepeles en hulle sal loop, meer as ek. En hy het ook gesinspel op die feit dat daar sal meer wees as gevolg van die Heilige Gees. Hy sê, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Ek het 'n vertaling gaan lees oor dit, toe sê hy het hulle wat stout is vasgetrek, sodat ek en jy in waarheid kan wandel. Toe sê ek, Here, jy het hulle nie almal nie, want van hulle sit nog in die kerk. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy is op 'n gevaarlike plek,
wanneer ons besef, hoor mooi, ek is op 'n gevaarlike plek, wanneer ons besef, I've arrived. En wil ek nou vir jou sê, die dag wat jy sê jy het arrive, het jy verdwaal. Hy sê, maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die donkerste dele van die aarde. Toe ek hierdie lees, en ek ken hierdie skrifvers uit my kop uit, toe ek hierdie lees, toe maak die Heilige Gees vir my iets niets oop, iets amazings oop, en ek het dit nou die aand met die kerkraad gedeel. Ek ken hierdie uit my kop uit. Toe sê die Here, net soos Jesus aarde toe gekom het, en vir my en jou kom sê het, hy weet hoe dit is om mens te wees. Hallo? Om mens te wees. Net so het hy ook in die duisternis ingegaan. So ek wil vandag vir jou sê, hy ken ook jou duisternis. Hy ken ook jou donkerste plek. Jou diepste, donkerste seer. Ken hy ook, want hy het afgegaan daar waar dit alles in oorvloed is. So jy het net hierdie stukkie duisternis dalk, of verslawingkie, of gewoontiekie, of depressiekie. Ek maak dit nou nie af nie. Maar ek en jy, wanneer ons in duisternis is ons hoop weg, is ons geloof weg. Wat is dit? Depressie. En ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees is bo die gees van depressie. En Jesus het dit alles beleef, toe hy ingegaan het en die sleutels van die dood gaan haal het. Het hy hierdie beleef, waardoor ek en jy gaan. So kan ek en jy besef dat hy weet waardoor jy gaan. Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Hy sê ek 'n gevangene in die Here met 'n vrye gees. Hy sê nie daar bid harder nie. Hy sê wandel, ek sê jammer Eugene, ek sal dit nie weer sê nie. Hy sê wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Het julle gesien, hy sê nie bid harder en vertrou harder en smeek harder en huil harder en roep harder. Hy sê dit nie, het julle gesien? Hy sê dit nie. Hy sê nie bel die pastoor se foon wit warm en hy kan vir jou bid nie. Hy sê nie stuur 'n WhatsApp en iemand gaan reply nie. Hy sê nie bid op Facebook nie. Julle kan my wen as iemand op Facebook, Here kom vandag na u toe. So ek sê, Jesus het nie Facebook nie. Jy het die tyd gevat om dit te tik, vat die tyd om dit te bid. Jammer. Wat wen my so bietjie. Ek wil vandag vir julle die volgende sê. Hy sê, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Eenheid is nie iets wat ons bid om te kry nie. Eenheid is iets wat ons kry wanneer ons wandel in die Gees. Wanneer ons saam beweeg en wanneer ons dit bewaar. Weet jy hoe bewaar ek dit? Dis wanneer Dion sleg praat agter my rug van my en Isabel sê vir hom, jy doen dit nooit weer nie. Ek joke. Dion, ek love jou. Jy sal niks van my sê nie, ek weet jy like my. Maar hoor gou. Ek wil vandag vir jou sê, die tyd wat ons in die kring van spotters loop oor die goed wat die kerk doen, en waaraan die kerk skuldig is, wil ek vandag vir jou sê, wandel jy nie waardig jou roeping nie. Want jy sien, wanneer ek en jy iets teen 'n kerk het, of iets teen hoe hulle dit doen het, moet ek en jy dit met die Here opneem, en nie ander mense probeer beïnvloed nie. Want dan is ek en jy nie besig om die eenheid te bewaar nie. Glo my, daar's baie kerke waarin ek wil instap en sê, ek weet nie wie's die gees wat julle soek nie, maar dis nie die Heilige Gees nie, stop dit. Daar's soveel plekke en soveel mense se lewens wat ek wil instap en gaan sê, "Ey! Leer die waarheid want jy's verdwaal die." Mos kan nie. Ek moet dit hier uitsorteer. Want anders bewaar ek nie die eenheid in die Gees nie. Okay. Nou is julle almal soos, okay, moet nooit iets weer van pastoor sê nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Julle kan, maar ek is nie bang nie. Okay, dit was die inleiding, is julle reg? Alright. So hierdie jaar is ons hart nie net vir ons as kerk om in eenheid te wandel nie, maar ook vir ons as kerk om te doen dit wat die Here sê. So ek wil jou gou vra, kyk gou onder jou skoene. Ja, kyk so onder as jy kan, ek kan nie, maar as jy weet hoe lyk jy, eintlik wil ek julle almal buite toe stuur en in die sand gaan trappe spoor. Maar
Ek wil jou vandag uitnooi om te besef dat daardie skoene wat jy aan het, wil ek vandag vir jou sê, is nie die skoene, maar wie jy gebore is nie. Nee. Jy kan nie jou baby toetjies dra, nou nie. Dit gaan ook nie eens oor jou groot toon gaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat ek en jy begin hoor wat die Here sê, en dat ons voete begin gebruik om op te staan en te stap, vir dit al voor hy ons geroep het. Want ek en jy is nie meer kinders nie. Ek en jy is nie meer purity babiekies nie. Ek weet nie hoe ons dit geëet nie, purity is vrek sleg. Soos no jokes. Nee, daar is een of ander vegetable. Nee, ja, ek sal my kind brood gee, van kleins af. In elk geval. Ja, amen. So, een gees. Wat beteken een gees? Ons gids en ons bron is die Heilige Gees. Sagaria 4:6 sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Ek hou nie van daardie skrif nie. Want ons baie mense wat deur krag en geweld gehelp kan word, want die gees het nog niks te doen nie. Ek sê, maar ek raak excited daaroor. Dan is ek op pad na iemand toe, dan voel ek, al wat jou gaan red, is so 4 of 5 vingers teen jou wang. En dan sê die Here, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Ek het al na mense toe gestap, net voor ek heeltemal volle kwaad raak, want hulle praat sleg oor die woord, en oor die God wat ek dien, en hulle hou aan, en hulle braakgal, en hulle sit goed by, dat ek op hom afstorm en sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur sy gees. En dan sê ek, Jesus, ek kort net 1 tempel oomblik met 'n sweep. Man, dit sal met my goed gaan. Hy sê, die kerk, wil ek vandag vir jou sê, ons as kerk, is nie gemaak om uit programme op te tree nie. Ons is nie veronderstel om te leef uit persoonlikhede uit nie. Ons leef nie uit tradisie alleen nie. Ons leef uit die gees van God. Ek wil vandag vir jou sê, ons baie mense wat baie keer stry oor die manier wat kerk moet lyk en kerk moet wees, wil ek vandag vir jou sê, hoe dit lyk en hoe dit moet wees, maak nie saak nie, solank die gees van God daar is. En nie die nabootser nie. Romeine 8 vers 14 sê, hulle wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God. Nou wil ek vandag vir jou sê, daai kinders van God gaan nie almal kerk toe nie. Hulle is nie almal wat gaan bedien nie, maar hulle is almal wat gelei gaan word. Want jy sien, ergens in hierdie lewe, het ek en jy die verantwoordelikheid om ook te wag op die Here, om seker te maak dat hulle wat nog nie daar is nie, daar sal kom. Ek kan hulle nie kerk toe sleep en aan die kraag gryp en allerhande goed nie, want die gees van God sal dit doen. Kan ek en jy as kinders van God, as kerkgangers, as mense wat die Here dien, ophou ander probeer oortuig, dis nie jou werk nie. God sal dit doen. Want waar die gees lei, is daar rigting. Is daar krag, is daar lewe, is daar vrug. Ek wil vandag vir jou sê, hoe vinnig ken jy 'n plek uit wat nie volgens die Heilige Gees werk nie, is daar is nie vrug nie. Kerk sonder die leiding van die Heilige Gees, wil ek vandag 'n gevaarlike ding sê, kerk sonder die leiding van die Heilige Gees is 'n instelling. 'n kerk met die Heilige Gees is 'n kerk wat beweeg. Ek wil jou vra in hierdie jaar 2026 om stadiger te luister, om vinniger gehoorsaam te wees en om sensitiwiteit vir die Heilige Gees bo sukses te kies. Die tweede een is een hart. Nou wanneer een gees ons lei, dan moet ons een hart hê. En nou het pla my 'n bietjie, want die woord sê die hart is die mees bedrieglikste orgaan. En ek wil vandag vir jou kom sê, as ek en jy deur ons hart gelei word, gaan ons 10 en mis dit wat die Here sê. Want jy sien, dit wat hy sê, moet ek glo en dan daaruit lei. Gaan julle nou verduidelik wat ek bedoel, want ek sien julle kyk my soos, wat? Eenheid kan net bly staan as daar een hart is. Jesus het in Johannes 13 vers 35 sê, hierna sal
almal weet dat julle my disippels is as julle mekaar liefhet. Ek groet nou die dag iemand in ons kerk, sommer daar buite in die straat, en ek groet hulle, en die manier wat ek groet en ons praat, stap ek weg, en die ou wat saam met daar was, wat die persoon nie ken nie, gaan nie name noem, ek wil nou nie name and shame nie, dit voel nie sleg, sê toe, hoor jy, hoe ken julle mekaar so goed, want dit is soos julle dieselfde taal gepraat, ek kon iets sien nie, ek sê nie, hy is in my kerk, wat? Ek sê ja, hy sê, maar hoekom is jy so lief vir iemand in jou kerk? Ek sê, want ons is familie. Dis wat ons doen. Dis hoe dit lyk as dit een hart is. En hy soos, sjoe, by my kerk weet ek eens wat my dominee se naam nie. Toe sê ek vir hom, jy is in 'n kerk wat nie 'n dominee het nie, so natuurlik gaan jy nie kerk toe nie. Hy het 'n priest. Nie deur hoe reg ons is nie, nie deur hoe hard ons praat nie, maar deur hoe diep ons liefhet, is my gebed dat mense ons so sal ken. Psalm 133 sê, hoe goed en hoe lieflik is as die broers eenparig saamwoon. God sê die volgende, hy sê dat ek en jy moet op 'n plek kom wat ons, en ek het daaroor gepreek, dieselfde drink, by dieselfde put, maar wanneer ons mekaar verdra, wanneer ons mekaar ook dra in liefde, dan kies ek nederigheid bo reg wees. Mans, kyk bietjie vir jou vrou. Ek kies nederigheid bo reg wees. No pun intended. Dis tyd dat ons nederigheid kies voordat ons wil reg wees. Dis tyd dat ons vergifnis kies bo bitterheid. Dis tyd dat ons vrede kies bo verdeeldheid. Dis tyd dat ons mekaar sal lief hê. En nie net as 'n gevoel nie, maar as 'n geestelike besluit om mekaar lief te hê. Want ek's lief vir julle almal, maar ek like julle nie. Almal nie. Maar ek's lief vir julle. Ek joke, dit is 'n grappie wat ek moet ophou maak. Dis nie die waarheid nie. Ek is lief vir julle almal. En ek like julle almal. Anders het ek nie vir jou gewaai as ek verby jou ry in die dorp nie. Ek het nou nog so agter iemand gery, maar ek flits ligte en ek toet en ek waai en toe ek verbykom te sien ek, dis nie oom Louis nie. Dis daai ou en absolute skok. Hy sê, "Wat maak jy?" Ek sê, "Hey." Stop in die ry word venster dadelik af. Ek sê, "Ja. Hoe kan jy so te kere gegaan?" "Jy's nie Louis nie." Maak ek die venster weer toe. Angelou, ek het regtig gedink as jy hoor. Want ek was besig. Mens sien, dis so belangrik vir my en jou om te besef dat ons mekaar so lief is dat ons nie sug as ons mekaar sien nie. Had ek eerder niks verder, so is dit bly. Een familie. Die Bybel sê nie ons is 'n organisasie nie, hy sê ons is 'n liggaam. Het jy agtergekom? 1 Korintiërs 12 vers 13, hy sê ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. 'n Liggaam met verskillende dele, verskillende funksies, maar een lewe. Efesiërs 2 vers 19 sê julle is lede van 'n huisgesin van God, in 'n familie. Nou wil ek hierdie sê, in 'n familie is niemand onsigbaar nie. En niemand staan alleen nie. Daar sit 'n paar stoutes wat gereeld aandag kry. Ek joke net. Ons behoort nie aan mekaar omdat ons eenders is nie, ons behoort aan mekaar omdat ons saam God aanbid en ons aan hom behoort. Ons behoort aan hom. Ek bid vir hierdie jaar en hierdie jaar tema dat elkeen van ons sal deelneem en nie net sal bywoon nie. Nie gedink ek gaan daar 'n amen kry nie. Kan jy glo die kerk wil alweer iets hê? Ek soek dit nie. Die Here verwag dit van jou. Ek maak dit seker jy kom daar. Ek praat nie nou van die hemel nie. Ek gaan jou nie in die hemel kry nie. Die Heilige Gees in jou oortuiging van Jesus moet. Jy kan nie vir my wag en hiernatoe ry nie, want ek gaan eerste. Ek het vir julle lankal gesê, ek gaan nie vir julle wag nie. Maar dis tyd dat ek en jy weer op 'n plek sal kom dat ons ophou deel, sal begin deelneem en nie net bywoon nie. Dat ons gawes sal ontdek en dit sal gebruik. Dat generasies kan saam dien.
Dis wat kerk is. Dis wat kerk veronderstel is om te wees. Van julle gaan nie uitstap en sê, so ons kom volgende jaar terug, hierdie jaar wil hê ons moet werk. Jy sien, ons het een missie, ons is gestuur met 'n doel. Eenheid is nooit die eindpunt nie. Eenheid is die platform, sodat die Here ons kan stuur. Want wat sê Matteus 28? Gaan dan heen. Of staan daar, sit by die kerk en wag, hulle sal kom. Staan nie in jou Bybel so nie. Hy sê, gaan dan heen. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang. En as die Heilige Gees wil kom en julle sal wat wees? My getuies. Ek wil vandag vir julle sê, jy gaan nie krag ontvang as jy by die huis sit en ingeprop is by die charger nie. Jy moet hier kom en prop. Want hier is die krag. Hier tussen ons medegelowiges is waar die krag kan uitleef, waar die krag kan lewendig word, waar jy jou gawes kan uitdeel. En hierdie is 'n veilige spasie. As mense wat baie keer in die banke vasgesit staan, terwyl die Here jou uitroep om op te staan en uit te kom, maar jy sit eerder want jy's bang, wat gaan hulle tog sê? Ek wil vandag vir jou sê, dit wat hulle sê gaan nie saak maak nie, dit wat die Here vir jou sê gaan saak maak, want as jy daar bo kom en ons gaan hemel toe en jy kom voor die Here en hy sê, dis wat ek vir jou beplan het, maar jy was bereid om net te sit in jou bank. As hy vir jou wys dit wat jy alles kon doen, dis wat ek wou gehad het jy moes doen, maar ek kan nie jou vrye wil van jou wegvat nie. So dis wat ek vir jou beplan het. En dis wat jy gedoen het. Ek wil nie daai ou wees nie. Ek wil nie daar staan en dit sien nie. Die Heilige Gees is nie net gegee vir 'n gevoel nie. Hy is gegee vir getuienis. 'n Kerk wat na buite kyk, word moeg. Hoor gou. Maar 'n kerk wat uitstap, word lewendiger. Ons het eenheid om 'n doel tot redding, herstel, hoop en koninkryk vorentoe te vat. So ek begin afsluit. Ek het nou vir julle 'n mooi oorsig gegee. En Shamaine gaan volgende week, gaan Shamaine vir julle bed, hoor. Julle moet maar vashou. Ek joke het nou pressure, Shamaine soos wat? Hoor gou wat ek sê. Die Heilige Gees verenig ons nie net in geloof nie. Hy verenig ons in beweging. En kom op 'n plek wat ons nie 'n skare word nie, maar 'n familie. 'n Plek wat ons nie uit dooie rus uitkom nie, maar dat ons gestuur is. Ons beweeg soos een liggaam wat deur een asem leef. Eenheid in beweging, familie in vloei en Gees is die middelpunt. En ek sien hierdie jaar die volgende, ek sien 'n kerk wat as een beweeg. Wat verenig is deur die Heilige Gees, verbind is in liefde, dien as 'n familie en die koninkryk met vrymoedigheid en vreugde bevorder. Ek sien 'n kerk waar die stem van die Heilige Gees normaal is. Ek wil vandag vir jou sê, ek het glad nie genoeg talent vir dit wat die Heilige Gees deur my doen nie. Want dis die krag wat hy my gee om dit te doen. Ek kyk baie keer in my preek en dan sê ek soos, waar kom dit vandaan? Want dis definitief nie ekkie. As jy my nie glo nie, vra my vrou. Sy sal vir jou sê, hy is so goed wat hy sê nie, hoor. Dis net die Heilige Gees. En dis die waarheid. Want ek en jy sal die vermoë en die krag ontvang om te doen dit wat ons doen as gevolg van die Heilige Gees. Kan ek en jy op 'n plek kom waar die Heilige Gees se stem normaal raak? Dat ons liefde as 'n kultuur het, dat ons diens 'n leefstyl is en dat redding ons hartklop is. Jesus is die middelpunt. Een Gees, een hart, een familie, een missie. Ek sien die kerk wat as een beweeg, verenig deur die Gees, verbind in liefde, dien as 'n familie en die koninkryk van God groot maak. En ek wil vandag vir jou sê, hoekom sê ek dit weer vir jou? Want ek en jy is nie hier sodat net ons hemel toe kan gaan nie. Die gaan sleglik op my CV. Ek en jy is nie hier dat ek en jy kan hemel toe gaan nie. Ons is hier sodat ons seker maak dat ons soveel as moontlik mense saam ons vat. Ek bid nie dat die Here ons baie sal maak nie. Ek bid regtig nie. Ek bid dat hy ons een sal maak. Dat ons as een kan beweeg. Dat ons kan lei deur die Heilige Gees. Dat ons harte kan gevul word met liefde. Dat ons kan vasbind saam as familie. Dat ons gestuur kan word op die missie. Sodat ons op 'n plek kan kom dat ons kan verstaan wat is die krag, wat is die wil van die Heilige Gees. Nou wil ek vandag vir jou sê,
Ek en jy moet eers bietjie die onkruid uit ons tuin uithaal, voordat ons dit kan doen. Ek en jy moet eers 'n bietjie dalk vir die Here sê ons is jammer. Ek en jy moet dalk eers bietjie repent oor hoe ons oor kerk en oor mense voel. Ek en jy dalk net 'n bietjie repent oor die judgmental goed wat ons al gesê het. Want ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy nie op 'n plek kom wat ons kan dit laat gaan en vir die Here vra om ons te vergewe nie, wil ek vandag vir jou sê, you will stay where you are. You will stay where you are. Ons het nie die voorreg om iets te sê nie. Ons het net die reg om te sê, Here, hier is ek. Ek en jy het nie die reg om te verklaar wat die Here vir ons moet doen nie. Dit is 'n voorreg om hom te ken, sodat hy in ons lewens kan doen dit wat hy wil doen. Julle sal sien ook in ons jaartema, hierdie jaar doen ons dinge anders. Julle sal ook agterkom dat ons gaan bietjie vas almal as 'n gemeente. As julle almal soos wag, wat? So wie gaan nou glad nie hierdie jaar terugkom kerk toe? Dis nee wat. Hulle wag nou te veel. Ons gaan hierdie jaar in aksie dit doen wat die Here op ons hart gesit het. So kyk op julle kalenders, daar's 'n datumpie daar geskryf, is net 'n week ontspan. So jy later 'n bietjie meer detail gee, maar berei jouself voor. Dat ons as een kan saam staan, as een kan celebrate, as een kan glo. Dat die Here kan doen dit wat hy wil doen. Hierdie jaar gaan ons dit opbreek. Ons gaan doen dit wat die Here op ons hart gesit het om juist te gaan en in hierdie 4 kategorieë te gaan wandel en as een te beweeg. So ek wil jou vra om vandag jou hand op te steek en te sê, Here, ek is bereid om ook te gaan. Here, ek is bereid om te doen dit wat U van my verwag hierdie jaar. Ek is bereid om toe te laat dat die pastoor my boelie om iets te doen wat ek nie wil nie. Ek joke net, ek wil nie hand opsteek vir dit nie. Ek is bereid om te gaan waar U my stuur. Elkeen van ons wat hier sit is deel van die liggaam. Elkeen van ons het 'n ander funksie. Ek kan nie doen dit wat die pinkie toon moet doen as ek die duim is nie. Elkeen van ons het 'n doel. Mag ons dit verrig hierdie jaar. Mag ons hand opsteek en sê, ek wil hierdie doen. Amen. Mag ons saam beweeg. Mag ons saam groei, maar mag ons harte voorberei. Mag ons bietjie vir die Here jammer sê. Amen. So kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Here dat ons opgewonde kan wees oor dit wat U wil doen hierdie jaar. Dankie Here dat ons op 'n plek kan kom wat ons kan kom verklaar, Vader, ons gee dit in U hande oor. Here, hierdie jaar bid ek, Vader, dat ons uit ons mond uit ook en uit ons hart uit sal kry, Vader, om te praat teen dit wat U doen, om te op te tree teen dit wat U doen, maar om saam met U te beweeg, Here. Here, vergewe ons as ons dit gemis het. Maar Vader, gee ons die geleentheid om nie net hier te wees nie net kerk te wees nie, maar familie te wees en uit te gaan en te doen dit wat U gesê het ons moet doen. Vader, mag ons as eenheid beweeg en mag U daai eenheid beskerm in Jesus naam. Amen. Amen.